Goeiemôre vriende. Hartlik welkom hier saam met ons in die huis van die Here in hierdie oggend. Dis die begeerte, dis die behoefte, dis die nood van ons harte dat ons sal sê spreek Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. So mag dit daarom jou begeerte wees om dan ook so die teenwoordigheid van die Here te ervaar, om sy inwerking te hoor, sodat die Here ook dan so in en deur ons lewens kan werk, sodat hy ook daardeur verheerlik sal word. Mag ons dan so daardie behoefte dan van die Here hê in hierdie oggend. Ons bid. Dankie Here, dankie vir die inkomste wat U vir ons gegee het, wat ons kan teruggee aan die Vader, en dit ook tot die eer en tot die uitbreiding sal wees. In U naam vra ons dit. Amen. Here, dankie dat ons die voorreg het om in hierdie oggend hier by mekaar te kan wees. Dankie Here dat U ons heiland is. Here, dankie dat U vir ons gesterf het. Here, dankie dat ons dan so daardeur vergifnis van ons sondes kan kry. Dankie Here dat ons dit van U kan ontvang. Here, dankie dat ons van U afhanklik is. Here, ons dink aan elke dag. Here, hierdie lewe wat ons leef. Here, dan is ons, Here, in baie opsigte, Here, selfs teleurgesteld in onsself. Here, so baie kere wat ons graag die regte besluite wil neem, wat ons dit nie doen nie. Here, so baie kere wat ons besef, Here, die dinge tussen ons en U is nie reg nie. Here, al hoe ons dit ook al wil goed praat, wil wegredeneer, dan besef ons, Here, ons het 'n verantwoordelikheid voor U. Vir dit wat U vir ons as Vader kom doen het. Here, U seun wat U vir ons opgeoffer het. En dan, Here, wil ons jubel in ons harte. Want Here, U vra dit van ons, maar Here, U maak dit ook vir ons moontlik. En daarom, Here, wil ons afhanklikheid van U verklaar. Here, ons het U nodig. Here, ons wil vra dat U sal inwerk in hierdie oggend, dat U wonderlike lig in ons lewens sal kom inskyn, sodat ons, Here, deur U verlig word, sodat ons, Here, deur U verander kan word. Dit is ons nood, dit is ons gebed, Here. Ons het U nodig in hierdie dae wat ons in leef. Elkeen van ons, Here, ander uitdagings wat ons dan so tegemoet gaan. Here, 'n onsekere toekoms wat vir ons voorlê. Here, ons vra dat U vir ons goed sal wees, dat U wonderlike voorsiening sal gee in ons lewens, sodat ons U sal eer met elke dingetjie wat ons doen in ons lewens. Help ons, Here, open ons ore. Gee dat ons sal bewus wees, Here, terwyl U beloof U hier teenwoordig is, laat ons sal bewus wees van U teenwoordigheid, dat ons, Here, U wonderlike werking sal toelaat in ons lewens, en dat ons U sal eer. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, vandag gaan ons die woord met mekaar deel uit die evangelie van Johannes, maar voordat ons by hierdie gedeelte kom, wil ek net graag eers vinnig terugverwys na die vorige 2 boodskappe uit Deuteronomium hoofstuk 11 uit, waar Moses baie duidelike instruksies vir die volk kom gee het, vir hy gesê het, dat my lewe moet 'n voorbeeld wees, my lewe moet die teenwoordigheid van die Here reflekteer. En dan sê Moses vir die volk, ek hou vandag vir julle seën voor, maar ek hou vandag ook vir julle die vloek voor. Die seën as julle gehoorsaam is, maar die vloek as ons ongehoorsaam is. Met ander woorde, ons besef dadelik dat die afhanklikheid van die Here moet wees, en dat die seën en die vloek van die Here van my reaksie afhang. Met ander woorde, ek is verantwoordelik vir dit wat in my lewe gebeur, met my, rondom my, en in die toekoms wat ek tegemoet gaan. Ek besef dan dadelik, waaroor Deuteronomium 11 gaan, terwyl dit vandag ook dan oupa en ouma dag is, die voorreg, ek wil nie altyd sê die werk die verantwoordelikheid nie. Dis 'n voorreg om 'n voorbeeld in jou gesin te kan wees, om hulle te kan leer van die Here. Moses maak dit baie duidelik,
Dit moet op die voorgrond wees, dit moet op jou deurposte wees, dit moet op jou voorhoof gebind wees. Dit moet gaan waaroor jou lewe gaan. Met ander woorde, ek moet nie 'n dag leef sonder die Here nie. Ek moet nie 'n dag ingaan en dan net wat ook al ek doen vandag, gaan doen. En aan die einde van die dag, ek hoop dan besef ek, hierdie dag was nie aan die Here gewy nie. Die tragedie van dit is, gister gaan ek nooit weer oorkry nie. Wat ook ek al gister gedoen het, is in die verlede. Dis deel van die geskiedenis. Ek gaan dit nie weer 'n geleentheid hê om dit reg te maak nie. Maar nou het ek die verantwoordelikheid. Wat doen ek nou? Wat doen ek verder? Sodat ek sal besef, ek wil hê my lewe moet die Here verheerlik. In elke opsig moet my lewe die Here verheerlik. Ek is kind van God. Jesus Christus het woning in my kom maak. Deel van my lewe geword. En alles wat ek doen, maak ek Jesus Christus deel van. So met ander woorde, as ek my ophou met verkeerde dinge, dan maak ek Jesus Christus deel van dit wat verkeerd is in my lewe. En dan verstaan ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die vloek, as jy kies om Jesus Christus deel van die verkeerde te maak. Maar daarom my begeerte. Ek wil nie daarmee deel nie. Ek wil die seën van die Here in my lewe ervaar en uitsprei uit my lewe uit vir ander. So mag die Here ons dan vandag ook bemoedig uit die evangelie van Johannes. 'n besondere evangelie wat vir ons opgeteken is, wat die Here besonder dan kom bemoeienis maak en waar Jesus Christus dan voorgehou word as die seun van God, maar as God self ook, as deel van God, waar God die Vader, God die Seun vir ons gegee het as 'n offer, in die liefde van die Vader, Johannes 3 vers 16, wat hy dan vir ons gegee het, om vir ons 'n offer te kan word. 3 besondere gebeurtenisse, wat net in die evangelie van Johannes voorkom, die Samaritaanse vrou, wat daar by die put gesit het, die water wat in wyn verander word, by die bruiloft te Kana, en dan ook Lazarus wat uit die dood uit opgewek word. Nou, een van die gedeeltes wat ons vandag gaan stilstaan, in Johannes hoofstuk 8, is een van die uitsprake waar Jesus Christus gesê het, ego eimi, ek is. En dan het die Here telkens 'n behoefte in nood, 'n leemte in ons lewens kom aanspreek, waar hy vir ons kom sê het, ek is, waar hy dit bevestig, dit wat jy na begeer, dit wat jou behoefte is dit wat die Here vir jou wil kom doen in jou lewe. En daarom is daar 7 sulke uitsprake reg deur die evangelie van Johannes, waar die Here telkens kom sê, ek is die een wat in hierdie behoefte, in hierdie leemte, in hierdie nood wat jy het in jou lewe, wil kom voorsien. En ek wil tog klem lê op wil kom voorsien. Want God se voorsiening is nie net, dit moet gebeur nie. Dit hang van my af. As ek 'n nood het, as ek 'n behoefte het, as ek 'n begeerte het, om die Here toe te laat in my lewe, dan doen die Here met oorgawe dit wat ek van hom vra. Maar as ek nie die behoefte het nie, dan gaan dit net by my verby. Op kweekskool het ons altyd gepraat oor verskillende aspekte in die Bybel. En dan partykeer dan verstaan mens 'n konsep nie. Dit gaan net by jou verby. Jy kan nie eens onthou dat ons daaroor gepraat het nie. Maar daar was op daardie stadium in my lewe, was daar nie daardie behoefte, daardie begeerte om dit te hoor nie. Ek was besig met iets anderste in my lewe, en baie keer is ons as mens so. Ek is besig met dinge daar buite, met wat moet ons doen? Dis amper soos nou, die afgelope maand, of wat ook al by ons huis, met al die skare wat ons gehad het, met die reën en alles, in die aand as ek gaan lê, dan dink my kop oor wat ek vir môreoggend wil doen, hierdie probleem wat intussen weer opgedek het, hoe gaan ons dit môre hanteer? My kop bly besig met ander verskillende dinge. So met ander woorde, dan praat ons met mekaar, en dan môreoggend dan sê ek vir Jana, het jy dit gister vir my genoem? Dan sê sy, ja, ons het daaroor gepraat.
maar ek het dit nie gehoor nie. Sy het dit gesê, maar ek het dit nie verstaan nie, want ek was besig met ander dinge gewees. En daarom, wat moet ons nou doen? Spreek, Here, wat die diensknegt en die diensmaagd luister. Here, ongeag wat daar buite my lewe aangaan, wat ek oor bekommerd is oor môre, maak dit stil in my hart. Here, ek wil hoor wat U vir ons in hierdie oggend wil kom sê. Ek wil U nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak. Johannes hoofstuk 8, ons gaan lees vanaf vers 12, maar ons gaan saam lees net tot by vers 20 van hierdie gedeelte. Gesprek van Jesus oor sy goddelike sending, wat hy dan kom rig in die tempelarea. Kom ons lees saam. Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die fariseërs vir hom, u getuig van uself, u getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van twee mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle sê toe vir hom, waar is die Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ons lees net tot daar met mekaar saam. Vriende, eintlik 'n tragiese verhaal in die geskiedenis, waar al die kerkmense om die Here gestaan het, en Jesus sê teenoor hulle, julle ken my nie, julle ken ook nie my Vader nie. En dit is typies maar nog steeds mens, nie net in die geskiedenis nie, maar vandag nog steeds van toepassing. Want ek dink nie altyd ons besef wie Jesus is, wie die Vader is nie. Want ek het 'n idee van wie God is, wie Jesus is. En baie keer is hierdie idee van hoe moet Jesus inpas in my lewe, in plaas van ek wil inpas in dit wat God wil hê van my lewe. So daarom, groot voorreg wat ons het, Here, kom leer my. Ons teks van oordenking, Johannes 8 vers 12, die eerste vers wat ons met mekaar saam gelees het, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ons tema, jy is die lig jy sal die lig van die lewe hê. Jy sal die lig van die lewe hê. Nou duidelik in selfs net ons teks van oordenking, vra die Here, gee die Here die opdrag, net die wat my volg, sal dan nie in die duisternis wandel nie, omdat hulle die lig van die lewe sal hê. Maar diegene wat my volg, met ander woorde, daar was baie mense gewees wat die Here wou volg. 'n baie mooi voorbeeld vir my is selfs die prent wat daar teen ons buite deur geteken is van die vrou wat siek was, wat gesê het, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, dan sal dit vir my genesing bring. En sy dring toe deur die skare, sy raak die soem aan. Die Here draai om en hy vra vir die disippels, wie het my aangeraak? Die disippels antwoord die Here, maar Here, hoe kan U vra? Almal stoot, almal stamp, almal wil naby U wees, almal wil aan U raak. Net omdat almal nuuskierig is. Die Here sê nee, maar daar is net een. En dis vir my tragies. Net een uit al hierdie skares van mense het my aangeraak met 'n behoefte, met 'n begeerte, met iets wat hy van my wil hê in sy lewe. En dis waar ek en jy moet wees vanoggend.
Spreek, Here, want ek het U nodig. Here, U sê vir ons wie U is. U sê, ego eimi, ek is die een wat vir ons die lig wil gee. Maar nou hoor ek, as ek U volg, Here, dan sal ek die lig van die lewe hê. Baie interessant in hierdie gedeelte, waar die Here nou besig is met die lering in die tempelarea, was die Here nou saam gewees, en dit lees ons nou vanuit hoofstuk 7, was dit die tyd van die fees van die tabernakels, of ook genoem die hittefees, 'n feesviering na die jaarlikse oesinsameling, met ander woorde 'n geleentheid om die eer aan die Here te gee, om dankie te sê vir die Here, vir sy voorsiening in die oes, wat ons nou kon ingesamel het, vir die voorsiening vir die toekoms. Met ander woorde, nou kom gee ons die eer van die Here, vir sy teenwoordigheid, vir sy werking in ons lewens. Dis 'n herinnering gewees aan God se voorsiening vir ons, om dan hierdie oes te kon ingesamel het. Nou tydens hierdie fees het hulle baie groot fakkels aangesteek in die tempelarea, wat dan gevoer is deur oliebakke aan die onderkant. Maar hierdie ligte het nie net die tempelarea verlig nie, maar het sover verlig as tot in die stad Jerusalem, was daar ook dan lig verskaf vanaf die tempelarea. Nou hierdie oomblik kies die Here om vir hulle te sê, ek is die lig. Omdat dit is maar altyd net kersse of vure of lanterns gewees wat lig gegee het in hierdie tyd. En nou is dit in hierdie tyd hierdie 4 reuse lanterns, fakkels wat aangesit is, wat hierdie intense lig kom gee in die hele area wat die hele omgewing verlig het. En nou sê die Here vir hulle, ek is die lig. Lig word reg deur die Bybel vergelyk met die teenwoordigheid van die Here, met die heerlikheid van die Here, waar dan juist die fokus op die Here wil kom plaas, van hoe goed die Here vir ons as mens wil kom wees. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Hierdie lewe wat baie uitdagings het, baie vrese het, baie onsekerhede het. Die Here is my lig en my heil. Vir wie? Vir wat sou ek vrees vir die toekoms? Met ander woorde, omdat die lig van die Here teenwoordig is in my lewe, gaan ek die toekoms tegemoet. Psalm 36 vers 10, want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Met ander woorde, daardie afhanklikheidsverklaring, Here, ek het U lig nodig, sodat ek my lig kan laat skyn. 1 Johannes 1 vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Maar nou, terwyl ons nou hoor van die heerlikheid van die Here, van die grootheid van die Here, nou moet ons terugkom na ons skrifgedeelte, ons teks van oordenking, Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, wie hierdie keuse maak, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar daardie persoon, daardie individue, sal die lig van die lewe hê. Die onderskeiding wat hier moet gebeur, is die teenwoordigheid van die Here, wat die Here begeer om te wees in ons lewens, maar wat ek en jy moet toelaat in ons lewens. Jesus is die bron van hierdie uitwerking, wat hy na smag in ons elkeen se lewens. Nou vandag wil ek graag net 4 praktiese lig identiteite kom deel met u. Dit wat lig veronderstel is om te kom verteenwoordig in ons lewens. En ek dink dit is hoekom die Here vir ons gee in hierdie gedeelte, dat die Here vir ons sê, ek is die lig, sodat die Here ons lewens kan verlig, terwyl ons baie uitdagings beleef, terwyl daar baie onsekerhede is. As die Here vir ons sê, hy is die lig, wat beteken dit vir my en jou prakties in ons lewens? Nou prakties, die eerste gedagte, lig waarsku teen gevare. Nou, ek hoop nou net, dit was in jou geval toe jy nog 'n kind was, maar baie kere is ons baie bang vir die donker. Die donker hou vir ons onsekerhede in. Die donker hou vir ons gevare in. Nie noodwendig omdat daar gevare is nie,
maar net omdat dit so onseker is in die donker. Ons kan nie sien in die donker nie. Met ander woorde, nou voel ons onseker, nou voel ons onveilig, ons voel nie gemaklik nie. Maar nou, die lig waarsku ons teen gevare. Sodra ons die lig aansien, dan word die vertrek verlig wat ons dan die ligte by aansit, dan sien ons gewaar, ons neem waar met ons oë, dat daar nie gevare skuil nie. En dit bring vir ons rustigheid, dit bring vir ons vrede in ons lewens. Ek onthou, toe ek nou hierdie boodskap voorberei, ek is in 2012 as ek hier georden as predikant, en ek het die vorige dag was ons besig om goed reg te skuif, en ek het op die verhoog geloop en daar het 'n stapel tafels gelê, en ek het nie geweet waar was die skakelaar nie, het was donker op die verhoog, toe loop ek in 'n stapel tafels vas. Nou daai duik is nou nog steeds in my marmerrie, wat ek daai dag in daai tafels vasgeloop het. 'n Goeie herinnering van, dit was donker gewees, ek kon nie sien, hier lê net tafels voor my nie, en dit het gevolge gehad. Baie kere probeer ons slim wees. Probeer ons die donker trotseer, want ons is braaf. En dan stamp ons, dan kry ons seer, ons trap in 'n gat, omdat ons roekeloos was. En ek pas dit direk toe op ons lewens. Ek is nie so slim nie. Ek is nie so braaf nie. Ek kan nie in die nag sien nie. Ek het lig nodig, om my pad vorentoe te verlig, sodat ek die gevare kan sien, sodat ek die gevare kan vermy in my lewe. Die probleem as daar nie lig is nie, Job 12 vers 25 sê, hulle tas in die duisternis. Nou, die dag toe ek op die verhoog loop, toe loop ek nou so, want ek het net gedink, ek wil nou nie my kop stamp teen iets nie, maar die hoop tafels het laag gelê, my marmerrie se hoogte. So hier het ek gevoel vir gevare, maar ek kon nie daar sien nie. Hulle tas rond in die duisternis. Dink ons gaan nie ons kop stamp nie. Sonder lig. En hy laat hulle ronddwaal soos 'n dronk man. Sê Job 12 vers 25. Sonder rigting, sonder enige oortuiging van waantoe my lewe moet gaan, as daar nie lig in my lewe is nie, dan sien ek nie die gevare wat voor lê nie. En daarom die woord van die Here, wat vir my verantwoordelikheid kom gee. Psalm 119, vers 130. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. So met ander woorde, waar is my lig? Wat waarsku my teen die gevare? En dit is die woord van die Here, wat ek in my hart moet bære, sodat sy woord my kan waarsku oor die pad vorentoe. Paulus kom skryf van Timoteus briewe, en dan kom gee vir hom onderrigting, en hy sê, Timoteus, jy is soos my seun. Timoteus het onder die prediking van Paulus tot bekering gekom. Nou, Timoteus, wil ek graag met jou 'n pad loop, wil ek graag sien, dat jy die lig van die lewe kan sien vorentoe, sodat jou lewe lig sal wees vir ander. Dis tog die begeerte wat elkeen van ons het, sodat ons kan sien, my lewe het 'n uitwerking op 'n ander persoon, wat dan positief is. Dis waaroor die afgelope 2 boodskappe uit Deuteronomium gegaan het. Sodat ek kan gee vir ander mense wat hulle nodig het, om 'n verskil te maak in hulle lewens. Om hulle te waarsku teen gevare wat voorlê. Die opening van u woord is my verantwoordelikheid. Dis nie net genoeg om dit Sondag by die kerk te kom doen nie. Dis vir my nodig om van die woord van die Here afhanklik te wees. Prakties, ons kan nie heeldag, elke dag met die oop Bybel sit en net Bybel lees nie. Daar's ander dinge wat ook moet gebeur. Maar ek doen dit soos wat die woord my voorskryf, op die manier wat die Here vir ons sê dit moet gebeur. In afhanklikheid van die Here kom doen ons alles in ons lewens. So met ander woorde, dit wat die woord vir ons gee, pas ek toe in my lewe, en ek laat die woord van die Here toe om my te waarsku teen die gevare in hierdie lewe.
Jesus se lig in my lewe openbaar die gevare, sodat ek die gevare in my lewe kan vermy. Ek maak met ander woorde staat op die lig van die Here, die teenwoordigheid van die Here, om my te waarsku teen dit wat verkeerd is. En baie kere, die woord praat van lig, baie kere is dit net 'n gevoel, baie kere is dit net 'n stem, baie kere is dit net 'n onsekerheid wat ek ervaar in my lewe, wat ek dan moet vra, Here, wat moet hier gebeur? Moet ek in hierdie slaggat trap? Of Here, moet ek? Kom verlig my die pad, kom wys vir my, kom gee vir my vrede oor wat ek moet doen. Die tweede gedagte, lig openbaar die skoonheid, die mooiheid. Nou die vorige geleentheid toe ons bietjie weg was as gesin met vakansie, toe het ons besluit ons gaan die volgende oggend vroeg ry, sodat die kinders nou lekker langs die pad kan slaap en alles, maar toe die kinders nou agterkom, die pad is omtrent 12 ure ver, toe het hulle die behoefte ontwikkel, om daar te wees as die son opkom by die see. So dit beteken, toe gaan slaap ons nie die aand nie, toe gaan klim die kinders in die kar en hulle slaap die nag deur en ons bestuur die nag deur en ons kom by die see aan. Nou die pad wat ons toe gery het ons niks van die omgewing gesien nie. Die mooiheid van die natuur wat ons nie kon waarneem nie. Lig openbaar vir ons die mooiheid, die skoonheid van die natuur, van die omgewing om ons. Baie keer gaan ons as mens blindelings deur hierdie lewe. Ons is so gefokus op ons nood, op ons behoeftes, op dit wat verkeerd gaan in ons lewens, dat ons nie eers dit waarneem wat om ons is nie. Ons geniet Psalm 23, die Here is my herder, en dan die groen weivelde. Dit wil ons deel maak. Ons fokus so op net daardie deel van ons lewe. Maar die oomblik wat vers 4 aanbreek, die doodskaduwee, die uitdagings, die probleme in ons lewens, dan wil ons heeltemal kop verloor in hierdie situasie. Dan weet ons nie wat om te doen, hoe om dit te hanteer nie. Maar dis juist die oomblik wat ons afhanklikheid van die Here moet besef. Wat ons moet kyk, Here, in hierdie omstandighede, ek kyk nie net in my probleem vas nie, Here, ek sien ook die skoonheid, Here, ek sien die mooiheid, ek sien u voorsiening in ander omstandighede ook raak. Die donker het die mooi verberg in my lewe. My verantwoordelikheid, om nie net op my omstandighede te fokus nie, maar om bietjie wyer te kyk, as net hierdie fokuspunt in my lewe, om ander raak te sien, om die voorsiening van die Here in ander omstandighede raak te sien. En ek weet, ek besef, ons het elkeen ander uitdagings. Elke jaar dan begin ons met nuwejaarsvoornemens. En dink ons hierdie jaar gaan ons wat alles nie kan doen nie. En dan besef ons, as ons nou by die 2 November, dan besef ons, baie van dit het ek nie gedoen nie. En dan wil ek sommer moed opgee, en ons gaan maar weer volgende jaar probeer. Nou hierdie jaar het ek besluit, ons gaan begin draf, saam met Susan. Susan is 'n tredmill in ons huis, en ons gaan begin draf, maar ek wil nou vir julle sê, die seëninge in ons huis, intussen het die dak afgeval, die matte is nat gewees waar Susan gestaan het, so toe het ons Susan opgeslaan, en toe moes Susan wegskuif, en toe kon ons nie verder draf nie. So dit was nou vir 3 weke was Susan geberg gewees. Maar Susan staan nou weer intussen op haar plek, so môreoggend is dit weer strafkamp. Dan moet ons weer begin draf. Ek kan nie nou net alles op sy skuif, omdat daar omstandighede was, wat nie vir my gunstig was nie. Ek kan nie aanhou kla oor dinge wat verkeerd is in my lewe. Ek moet iets begin doen daaraan. My fokus moet ek verander. Van hierdie wat ek so intens op ineen kyk, en sê, hierdie is 'n groot probleem in my lewe. En ek het simpatie, ek verstaan probleme. Maar Here, wat wil U my kom leer hieruit? Ek wil
nuwe horisonne sien. Ek wil 'n nuwe uitkyk hê. Here, kom help my. Psalm 36 vers 10 is my 'n baie mooi beskrywing. Want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Baie keer probeer ek myself. En ek aanvaar nie die lig van die Here in my lewe om my die fontein van die lewe te kom wys nie. Ek het hier ook Matteus 6 vers 22 en 23 neergeskryf. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan nie lig in jou donkerheid is, hoe groot is hierdie donkerheid nie? Ek maak op myself staat. Ek is tevrede met my lig in my lewe. En nou sê die woord van die Here vir my, as dit die geval is, hoe verkeerd is ek nie? Hoe donker is dit nie in my binneste nie? En terwyl dit donker in my lewe is, sien ek fout met alles om my in my lewe. Here, gee my U lig. Gee dat ek U mooiheid, U skoonheid kan ervaar. Dit gaan nie oor die probleme wat ek nou ervaar nie. Dit gaan oor die doel van die Here. Dat ek in hierdie probleme wat ek ervaar, die Here kan eer. Die mooiheid kan raak sien wat die Here wil hê in ons lewens. Die derde, wat vir my baie belangrik is in ons lewens, is vir my die verstaan van wat God wil hê. Die lig gee insig. Ons het die uitdrukking in die Afrikaans, dat as jy met iemand gesels en jy sien iemand verstaan nie, en ewe skielik dan gaan die liggie aan, en dan verstaan hulle wat jy wil sê. Met ander woorde, hierdie liggie het ewe skielik aangegaan, daar het insig gekom in wat gesê word, waaroor gepraat word. Psalm 119 vers 105, baie bekende gedeelte, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Met ander woorde, die woord van die Here, die teenwoordigheid van die Here, wil vir my lig gee vir my lewenspad vorentoe. Nie net in die verre toekoms nie, maar ook hier in die onmiddellike, die lampie wat net die liggie maak hier by my voete, sodat ek met sekerheid elke tree kan neem, maar ook die rigting wat my lewe inslaan, sodat ek met sekerheid dit kan doen. Die Here wil nie hê my lewe moet my maar net ronddwaal en dan elke keer op wat gebeur neem ek 'n reaksie en dan bepaal al hierdie aksies wat gebeur in my lewe die rigting van my lewe nie. Ek wil nie net reageer op die lewe nie. Ek dink nie dis lewe nie. Ek wil lewe. Maar daarvoor het ek die insig nodig. Here, wat wil U hê van my lewe? En nou is dit nie baie prakties oor, Here, wat se werk moet ek doen nie. Maar Here, wat wil U van elkeen van ons hê? Ongeag, my lewe moet God verheerlik. Dis wat die begeerte van die Vader is. So, wat ek doen, wat ek sê, waarmee ek my besig hou, moet die Here verheerlik in elke opsig. En daarom besef ek my afhanklikheid van die Here. En dis wat Paulus op Timoteus hart kom druk. Vir hom sê, moet dit nooit vergeet in jou lewe nie. Want hierdie woord is deur God vir ons gegee, ingeasem, sodat ons dan 'n positiewe uitwerking in ons lewens kan hê. Ek verklaar my afhanklikheid. Psalm 43 vers 3. Stuur U lig en U waarheid, dat die my lei. Laat dit my bring na U heilige berg en na U woninge. So, waartoe wil my voete gaan?
Wat wil ek gaan doen? Waarmee wil ek my besig hou? Met wie wil ek my omsingel? Met wie wil ek besig wees? Stuur u lig en u waarheid. Nie net, Here, sekere tye van my lewe nie. Dis die begeerte elke oomblik van my lewe. En my probleem, verwys na Deuteronomium 11. Ek hou vir jou seën en ek hou vir jou vloek voor. Stuur u lig en u waarheid, sodat ek die seën van die Here kan ervaar. As ek op 'n plek in my lewe is, waar die waarheid en die lig van die Here nie kan skyn nie, dan is ek op die verkeerde plek. Dan sal ek die vloek van die Here ervaar. Laat die my lei. Hoor nou, my nood, my afhanklikheid, my begeerte. Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Ek volg, met ander woorde. Dis nie ek wat die Here voorskryf nie. Dis ek wat sê, Here, u gaan voor. Here, ek volg u. U lei my. Die lig gee vir ons baie spesifieke instruksies in ons lewens. Hierdie lig is nie net sodat my pad verlig word waar ek ook al is nie. Spreuke 6 vers 23 sê, want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe. Met ander woorde, die Here sê, die insig wat ek kry, is wette van die Here, is moets en moenies in my lewe. Dit is, ek laat die lig van die Here toe. Mag ek nou weer dit omdraai? As ek dit nie toepas in my lewe nie, hoe donker is dit nie in my binneste nie. Omdat ek kies om nie die lig toe te laat nie. Die gebod is 'n lamp en die onderwysing is 'n lig. Die Here is die onderwyser, ek is die leerling. Leer my, Here. As ek nie in die klas is nie, kan die onderwyser my nie leer nie. As ek nie aanmeld nie, kan ek nie geleer word nie. Ek het nodig om geleer te word. Maar ons moet hierdie insig van die Here wil hê. Ons moet dit begeer om dit van die Here te ontvang. Johannes 3 vers 20 en 21. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Die lig gee insig oor wat ek mee besig is in my lewe. En as ek nie wil hê, ander moet weet nie, dan bly ek eerder in die donker, bly ek in die duister, sodat my werke nie openbaar word nie. Dit gaan nie oor ander mense nie. Dit gaan nie oor wat jy op Facebook sit nie. Dit gaan nie op wat op jou status is nie. Dit gaan nie op wat jy op sosiale media plaas nie. God weet meer as dit. En dis ons as mense probleem. Ons dink, God is tevrede met ons lewens. Want ons het mos net een lewe. En ek moet hierdie lewe voluit lewe. Ek moet alles van hierdie lewe, moet ek gaan geniet, wat hierdie lewe my bied. Weet jy wat? Die duiwel, die Satan, sal vir jou alles gee, wat jy van begeer, wat sleg is. Hy sal dit oor jou pad bring. So as dit die pad is wat ons wil loop, jy sal kry wat jy wil hê. Maar die uiteinde daarvan
is nie wat jy wil hê nie. Dis verwyderd van die Here. Dis donker. Hoe donker is jou binneste nie? Maar, en ek wil die boodskap positief hou, die lig van die Here. Wat ek moeilike dinge doen, moeilike besluite neem, moeilike pad wat ons moet loop. En ek meen, elke van ons kan seker daarvan getuig. Dis nie elke dag maklik om te sê ek is kind van God nie. Om te sê ek wil 'n verskil maak nie. Ek kan nie altyd dit hardop sê nie. Maar my tree kan dit wys. My reaksie kan dit toon. My lewe moet 'n venster daarvan wees vir die wêreld daar buite. My lewe moet hulle wys dat die insig van die Here is in my lewe. Ek laat die Here toe om my te leer en ek kom leef dit wat die Here vir my kom sê. My lewe spreek van lig. En daarom, die gedagte wat ek mee wil afsluit, lig is nodig vir lewe en vir groei. Nou toe ek nog op skool was, en ek dink nie die biologieklas het intussen verander nie, die naam het seker net verander, dis nie meer biologie nie, maar toe het ons nog geleer van fotosintese. 'n Groen plant wat die lig van die son gebruik om koolstofdioksied oor te sit in suurstof. 'n Natuurlike proses wat God geskaap het, is ek reg? Okay, wonderlik. Ek dink net ek het ergens 'n feit gemis. 'n Natuurlike proses wat God gegee het met die skepping, sodat daar vir ons suurstof kan wees, sodat daar vir ons kan lewe wees. Sonder suurstof, geen lewe nie. En waar kom dit vandaan? Wat God gemaak het, maar dit kom van die lig af. Ek het die Here nodig vir lig in my lewe. Om my lewe te gebruik, en nou wil ek fotosintese kom toepas in my lewe. Want die Here sê vir ons is as kinders van die duiwel geskape, verwyderd van God. My kind word gebore sonder God. Nou moet ek my kind leer van 'n keuse wat my kind moet maak om weer gebore te word. Om daardie begeerte te hê, ek wil 'n kind van die Here wees. Ek wil lig wees. So nou neem my kind uit die genade van die Here hierdie besluit om lig te wil wees. Maar nou moet ek fotosintese laat plaasvind in my lewe. Daar moet heeltyd lig wees in my lewe. Ek moet dit laat inkom in my lewe, sodat die vuil van hierdie wêreld, die koolstofdioksied, wat nie tot nut is nie, omgesit kan word in lewe. Dis nie ek wat dit doen nie, maar dis ek wat die Here toelaat om dit vir my te doen. Vir my is die voorsiening van die Here wonderbaarlik. Die Here verwag van ons om hom te verheerlik, maar dis nie net van jy moet dit gaan doen nie. Die Here maak dit vir ons moontlik. Hy gee vir ons wat ons nodig het in elke opsig. Nooit is ek alleen nie. Ek verklaar my afhanklikheid van hom en die Here voorsien vir alles wat nodig is in my lewe. Genesis 1 vers 4. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Ek neem 'n besluit om lig te kies teen duisternis. Ek kan nie met my een voet in die lig wil staan en my een voet in die duisternis nie. God maak nie 'n kompromie nie. Die duiwel sal kompromie maak. Hy sal 'n stuk van jou wil hê, maar God wil dit nie hê nie. Dit is vir ons nodig om 'n verantwoordelikheid op te neem in hierdie tyd wat ons in leef. 'n Tyd wat
die Here nie meer openlik gedien word, geëer word, erken word in waar ons lewe nie. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dan sê vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. So met ander woorde, wat is my werk tussen my vriende, my familie, my kollegas by die werk? My lig moet skyn. Ek het nie die reg, as iemand anders te verkeerd te reageer, omdat hulle dit gedoen, nou gaan ek dit doen. Ek het nie daai reg nie. My voorreg, ten spyte van ander se optrede, wil ek reg optree. Want lyk my daar's duisternis in hulle lewe. Maar omdat ek die lig het, omdat ek die onderskeiding het, omdat die teenwoordigheid van die Here in my lewe is, wil ek, ten spyte van watter omstandighede ook al gebeur in my lewe, wil ek die Here kom eer. Wil ek die Here kom verheerlik. Wil ek my verantwoordelikheid nakom. Want ek is verantwoordelik net vir myself. Al is ek binne gemeenskap van goedere getroud. Ek is nog steeds verantwoordelik net vir myself. Hoe kan ek my lig laat skyn? En dis vir my wat mooi is van die woord van die Here. Want nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons is sonder sonde nie. En dis wat die woord erken. Maar ek wil net waarsku. Dit sê nie nou, okay, sjoe, dankie tog. So die dominee sê, daar kan nou maar duisternis in my lewe wees. Want niemand van ons is mos nou volmaak nie. So 'n bietjie duisternis is, by tye is dit heel aanvaarbaar. Dit is nie aanvaarbaar nie. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, as ek my laat lei deur die Here, dan het ons gemeenskap met mekaar, en dan die belofte wat die Here vir ons gee, en die bloed van Jesus Christus sy seun, reinig ons van alle sonde. Bly die sonde dan daar in my lewe? Reinig beteken dit word skoon gemaak. Fotosintese, dit word verander in my lewe. So met ander woorde, daar moet niks verkeerd wees in my lewe nie. Maar as ek besef, daar's iets verkeerd in my lewe, Here, kom reinig dit van my lewe. Kom was my, kom maak my skoon. Gee dat hierdie koolstofdioksied, suurstof kom word in my lewe. En dit is my verantwoordelikheid. Die Here sê vir ons, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Mag ek afsluit? Met dieselfde gedagte wat ek laasweek mee afgesluit het? Agan wat 'n begeerte gehad het na die verkeerde, van die bangoed geneem het by Jerigo, in sy tent gaan begrawe het, die volk in totaal verloor, het 'n groot neerlag, as mense dood, met die oorlog in Ai. En die Here sê, dit gaan nie beter gaan met julle nie, want daar is 'n ban, daar is 'n vloek oor julle. Verwyder dit uit julle midde uit. En Agan word aangewys. En Josua sê vir Agan, gee ons te kenne wat jy gedoen. En hy kom lê, dit wat hy gevat het, kom lê hy voor hulle voete neer. En in daai geval, Agan, jy is nie nou vergewe nie. Jy het ons in die vloek gedompel. Die vloek gaan oor jou kom. Hy word gedood, sy vrou, sy kinders, sy slawe, sy vee, sy tente, alles word verbrand. En dit is die God wat ons dien. 'n God wat liefdevol is. 'n God wat jou beter wil maak.
Maar as jy kies om sleg te wees, dan is die vloek van die Here oor jou. Dan is daar 'n onttrekking van God, wat jou toegee in die begeertes wat in jou hart is. Dis my keuse. Wil ek die lig hê, of wil ek nie die lig hê nie? Ironies, ons is nou almal redelik daarom nou weer 'n bietjie beter, nou dat daar minder loadshedding is. Maar loadshedding is so 'n slegte ding in ons lewens. As die krag net afgesit word, as die ligte nie daar is nie. En dit is gewoonlik op die moeilikste tye wat ons dit nou nodig gehad het. Ons almal blameer daai een ou by Eskom wat daai dingetjie gaan afsit. Ek pas loadshedding in my eie lewe toe, as ek die duisternis kies. Ek gaan sit die skakelaar af, sodat die Here se ligte nie kan skyn in my lewe nie. Ek is daarvoor verantwoordelik. Niemand anderste nie. Daardie skakelaar, ek is in beheer daarvan. Jou keuse. So my begeerte, mag die Here se lig in en deur ons lewens skyn. Mag ons, soos daardie fakkels wat opgesit is by die tempelarea, wat daai heerlikheid van die Here laat skyn het, mag ons lewens so wees, om in hierdie moeilike tyd, die heerlikheid van die Here te laat skyn, oral waar ons gaan. Dit is waarvoor ons hier is. Dis kom ek gebore is, sodat die lig van die Here kan skyn vir die wêreld daar buite. Jy is die lig van die lewe. Die Here gee dit vir jou. Ek het 'n verantwoordelikheid. Ek het 'n voorreg om dit te laat skyn in my lewe. Mag dit jou begeerte wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons van die lig praat, terwyl ons dit oordink, terwyl ons dit wil kom toepas in ons lewens, Here, dan probeer ons dink aan watter nadeel daar is om die lig toe te laat. En dan, Here, dan vind ons geen nadeel nie. Ons vind nie 'n rede om dit nie toe te laat nie. Die duisternis, Here, baie nadele, baie probleme, baie gevare. En daarom, Here, wees ons genadig. Help ons, Here, dat ons die regte besluite sal neem. Dat ons in elke faset van ons lewe lig sal begeer. Dat ons u lig, Here, oorvloedig sal wil laat skyn in ons lewens. Seën ons, Here. Help ons, Here. Gee vir ons die onderskeiding in elke oomblik van ons lewe, sodat ons u lig sal laat skyn. Ons loof en ons prys u naam daarvoor. Amen. Kom ons staan dan, sluit ons af. Ek sien 'n poort wyd oop staan. Strale kruis my lewensbaan met wonderskoon.
van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here se aangesig sal oor jou verhef word en aan jou vrede gee. Amen.